Ons het vanmôre, het ons die nagmaal, en ek het baie duidelik gehoor waaroor ons vanmôre gaan praat, en dat julle besig is met die kruiswoorde, is vir my fantasties, en dit het sommer onmiddellik my eie gedagtes geprikkel. En ek wil nou saam met jou lees, en ek gaan begin lees eers deur Lukas 23, vers 32. Saam met Jesus is ook 2 ander misdadigers weggelei om tereggestel te word. En toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar gekruisig, so ook die misdadigers, een aan sy regterhand en een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan 'n bietjie verder, vers 39. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom aanhoudend gelaster en gesê, jy is mos die Christus, of hoe? Red jouself en ons. En die ander een het hom egter bestraf en gesê, het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van sake dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig. Ons word tereggestraf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man, niks verkeerd gedoen nie. Hy sê toe, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus het hom geantwoord, Amen, voorwaar, verseker, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dan lees ons ook in Matteus. Nou, hoekom ons nou so in verskillende boeke lees, is omdat die 7 kruiswoorde van die Here Jesus Christus word nie in een boek alleen gevind nie. Wat vir my wys, dis reg, want hierdie ons het nie voor die tyd afgespreek, kom ons skryf gou iets oor Jesus nie, en ons stem saam oor waaroor ons praat nie. So hulle verskil met mekaar, en goeie getuies verskil gewoonlik, hulle hoor iets anderste. Nou wat het Matteus spesifiek het hy gehoor? En ons lees dit in vers 45 van Matteus 27. Vanaf die 6de tot die 9de uur, met ander woorde is van 12 uur tot 3 uur, het daar duisternis oor die hele aarde toegesak. Teen ongeveer die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. En dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? Die 4de kruiswoord. Vriende, ek het die voorreg gehad om vir 45 jaar voltyds as predikant, elke Sondag, meeste, te kon preek, die woord bring. En julle kan nou dink, hoe sal dit gaan in my persoonlike lewe? As ek in die week besig is met die Bybel, is daar een rede, né? Ek moet iets kry om Sondag vir die mense te vertel. Want dis wat van my verwag word. En ek weet ook, dis die mees kritiese oomblik van die week, want gewoonlik word 'n predikant in sy werk geoordeel aan, kan hy preek? So ek moes baie moeite maak daarvoor. Vir 45 jaar. Die preekstoel het my na die Bybel toe gedryf. Verstaan julle dit? Die preekstoel het my na die Bybel toe gedryf. En toe ek nou klaar maak, toe dog ek by myself, ek dink dis tyd dat ek myself sal ondersoek. En kyk die werk wat ek gedoen het. Het ek dit gedoen soos wat die Here dit verwag het? En ek het begin en ek het vir die Here gevra, Here, as daar mense is wat ek seer gemaak het, sodat hulle dalk selfs weggedwaal het, vra ek dat u, as u my 'n geleentheid kan gee om hulle om vergifnis te vra, dat ek dit doen. En kan ek vir jou sê, ek het mense na 30 jaar vir die eerste keer skielik in die mall ontmoet, dat ek geweet die Here het hom gebring, sodat ek kan verskoning vra. Dit was vir my wonderlik, dit was vir my bevrydend.
om dit te kan doen. Maar daar was een vraag wat ek nog die hele tyd mee geworstel het. En julle weet, die Here Jesus Christus het vir die kerkmense van daai tyd gesê, julle lê laste op vir julle gemeentelede wat julle self nie bereid is om te dra nie. Ek moes vir myself vra, ek het vir die gemeente 'n pad aangewys, en wat vir my? Julle ken mos hierdie ou Afrikaanse woord. Ek het vanmôre weer so daaraan gedink, toe ek daar so van Nelspruit se kant af kom, en hier staan 'n groot bord, Sabi en Mashishing. Julle weet wat noem hulle daai bord, né? 'n predikant. Is reg so? Ou Afrikaans se predikant. Hy wys die pad aan, maar hy loop dit nie self. En dit was my vraag. Tommy Marie, want is jy op pad? En weet jy het nie baie tyd en jy beter nou begin soek en kyk. Jy's nou deur die hele Bybel, maar wat wil die Here vir jou sê? En vriende, ietsie van daai pad wil ek vanmôre met jou deel. En dit pas aan by julle reeks. Wat ek skielik vir myself gesê het, dan moet tog sekere rooi liggies wees binne in die Bybel, wat vir jou sê, kyk hierso, kyk hier, flikkerliggies. En die getal 7 is een van hulle. Want onmiddellik as jy die getal 7 het, dan weet jy, hier word gepraat van volmaaktheid, hier word gepraat van God. En toe ek skielik besef, maar as 7 kruiswoorde, hier moet iets wees in hierdie kruiswoorde. En die volgende ding wat ek ontdek, en dit is dit, dat die eerste ene begin met Vader, vergeef hulle, en die laaste ene begin met Vader, in u hande gee ek my gees oor. So dit is asof hier sulke, wat die mense hierdie goed het om so 'n bietjie omsingel by mekaar trek, en sê, hier is iets baie kosbaar saamgevat. En toe ek gaan kyk, en dit was die eerste toe ek raak gesien het, want dit is so duidelik, waar eindig die 7 kruiswoorde? Waar eindig die pad van die Here? En dis maklik. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dis waarna dit ons op pad is. Dis ons einddoel, dis ons eindpunt. Nou as dit waar is, dan moet die ander kant ook waar wees. Waar begin ons? Ons begin, Vader, vergeef. Vergifnis is die plek waar ek en jy ons verhouding met die Here begin. Jy weet dit mos. Dat op 'n dag besef jy, wanneer jy binne in sy lig kom, maak nie saak hoe oud of wanneer ek is nie, dat jy in sy lig kom, dat jy kan agterkom, maar weet jy wat? Daar's sonde in my lewe. Here, vergewe my. Nou, dis 'n baie belangrike deel van vanmôre se nagmaal. Dat ek ook hier kom en kom nagmaal gebruik, en ek daarmee gekonfronteer word, dat as ek die nagmaal wil gebruik, moet ek dit reg gebruik. Ek kan nie maar net met my sonde aanleef nie. Daar moet iets gebeur wat my stop. En dis die nagmaal. Sodat ek kom by die punt en sê, Vader, vergewe my asseblief. Nou, toe ek dit lees, en ek sê, Here, het ek al by die punt gekom, dat ek U vra om my te vergewe, sê ek baie. Maar skielik, kom daar nog 'n liggie aan. En die liggie, gaan ek vir jou vanmôre lees, in Matteus, hoofstuk 6. Och, julle ken dit baie goed. Maar kom ek lees hom. Matteus 6, hier sê die Here, dat as julle bid, moet julle bid, ons Vader wat in die hemele is, laat die naam geheilig word, dat die koninkryk kom, dat die wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook hulle vergeef, wat teenoor ons skuldig staan. Ekskuus, maar mag ek dit sê, ons is baie maklik besig om 'n halwe waarheid te verkondig.
Ons sê net die eerste deel. Ons sê net, Here, vergewe my. Maar wat van die tweede deel? Is dit nie die volle waarheid nie? Besef ons wat staan regtig hier? Kom ek verduidelik vir jou. Gestel nou, God staan hier aan my linkerkant. En ek sê, Here, vergewe my. En hy sê, Tommy, hier is my vergifnis. En ek vat hierdie vergifnis. Weet jy wat? Dan is daai vergifnis nog nie myne nie. Hoor jy wat ek sê? Ek vat die vergifnis, maar dit is nog nie myne nie. Weet jy wanneer word dit myne? Wanneer ek dit aangee. Wat 'n geweldige implikasie het dit. Dit beteken, daai gebed wat ek gehad het, Here, wie het ek teen gesondig? Help my, vergewe my, was die belangrikste ding. Want as ek dit nie gedoen het nie, het in al jare, want daar was mense wat ek nie wou vergewe nie, wat my kwaad gedoen het. In al die jare het my sonde hier langs my opgehoop, want ek het dit nie deurgegee nie. Staan in die Bybel. Ek hoor so baie keer hoor ons bid, Here vergewe my, maar weet jy, ek het dit nog nooit gehoor, nie eens van die kansel af. Maar wys ook vir my, wie moet ek vergewe nie. Vanmôre se nagmaal, het iets hiervan in. Dit word gegee. Ons gee die nagmaal aan. God gee vir my die tekens. En dan, is dit myne? Kan ek die vergifnis vir myself hou? Nee. Ek kan nie die wyn nie, ek kan nie die brood vir myself hou nie. Ek gee dit ook aan. En as ons vanmôre sinvol die nagmaal wil gebruik, gaan dit so belangrik wees, dat ons hierdie beweging, dat ons dit binne in ons lewens sal hê. En as jy vanmôre sit met iemand, wat jy aan dink, toe ek nou toe kom dit toch, ek kan nie vir julle laste kom oplê wat ek nie self weet nie. Sê ek, Here, wie is daar wat ek nie vergewe het nie? En skielik onthou ek, dat ek redelik baie keer van 'n situasie praat en vertel wat lank terug gebeur het. En hoekom ek daaraan gedink het, Piet Besuidnout wat hier predikant was, het ek gebel. En hy het my met 'n sekere krisisding gehelp. Maar die mense wat my in die krisis geplaas het, ek het altyd daarvan gehou om die storie te vertel van wat hulle aan my gedoen het. Hoekom? Ek het nie vergewe nie. Dis hoekom ek het vertel. Verstaan julle? Dis makliker om dan te ontdek, wanneer ek praat, en ek praat slegte goed van ander, is omdat ek nie vergewe het nie. So belangrik vanmôre, was nagmaal en op daai manier gebruik. Die tweede kruiswoord wat ons kry, en ons doen net so 'n bietjie hersiening, want julle is nou 'n rukkie terug en ons gaan vanmôre nagmaal gebruik en ons gaan dit vasmaak. Die tweede een is waar hy vir sy ma sê, daar is u seun Johannes en vir Johannes, daar is jou ma. Dis sy beste vriend, dis sy ma. Wat gebeur daar? Afskeid. Want hierdie lewe op die aarde is tydelik. En dit is deel van my as 'n gelowige se denkmanier waarop ek na die lewe kyk. Hoor jy wat ek sê? Kyk ek en jy na wat ons hier sien as tydelik, wat ek by die huis het as tydelik, as iets wat van verbygaande aard is, want daar is net een ding wat ewig is, en dis die koninkryk van God. Leef ek, beplan ek, doen ek so met my tydelike goed, sodat dit die ewige in my lewe dien. Kom ek vertel dit gou vir jou iets. 'n ware gebeurtenis. 'n vriend van my, 'n mentor van my, 'n groot boer, wat baie geld het. Maar dit was nie die rede hoekom hy my vriend was nie. Hy was vir my vriend omdat hy
verskriklik eerlik was met sy geloofslewe. En hy sê vir my op 'n dag, hoekom staan daar in die Bybel, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as wat dit is vir 'n ryk man om in die hemel in te kom. Nou skrik ek my half val hierso, want die oom is ryk, en hoekom vra hy hierdie vraag vir my? Ek sê, oom, weet nie. Sê, kom ek vertel jou. En ek sal dit nooit vergeet nie. Hy sê vir my, toe ek as jong man begin 'n boer, toe sê ek vir myself, as ek eendag soveel geld in die bank het, dan gaan ek dit rustig vat. Dan gaan ek my tyd spandeer aan my kinders, aan my vrou, die mense rondom my, en al die tipe dinge, want ek is nou reg. Hy sê, maar toe ek by daai getal kom, toe tog, is 'n bietjie min. Ek moet nou nog 'n bietjie aanhou om hierdie kussing wat ek hier gebou het, om hierdie kussing bietjie dikker te maak. En toe gaan ek aan, en ek werk, en ek verdubbel. Hy sê, maar nou gaan dit nog vinniger om daai getal te bereik. En toe voel ek daaraan, maar wag so 'n bietjie. Nee, nog. En op 'n dag besef ek besit nie meer my besittings nie. My besittings besit my. Hoor julle? Wat sê hy? Wat bepaal my geluk? God? Nee, my besittings. As daar skade kom, is ek ongelukkig. As dit goed gaan en die aandele beurs gaan aan, is ek baie gelukkig. So dit bepaal my lewe. Dit bepaal my doel, dit bepaal my opstaan, dit bepaal my gebede. Ek bid net die tweede helfte vir my brood en vir my sonde en vir die versoekings, maar veral vir my brood. Maar die Here se koninkryk? Nee. 'n Gelowige besef tydelikheid gaan verby. Ek het eendag iets gelees. In Engeland klim ek op 'n kansel, en daar staan die woorde, en vanmôre dink ek dit weer. Preach like a dying man to dying men. As hierdie vanmôre my heel laaste preek is, hoe sal ek hom preek? As hierdie vanmôre jou heel laaste nagmaal is, hoe gaan jy hom gebruik? Want onthou, die kruis sê vir ons, alles is tydelik op die aarde. Die derde kruiswoord is vir my 'n baie spesiale een. Daar waar hulle aan die kruis hang en hierdie twee ouens Jesus spot, en dan sê hierdie een ou, wow, hoe kan jy dit doen? Ons verdien dit. Hierdie man verdien dit nie. Hy is sondeloos. En dan sê hy, Jesus, asseblief, wanneer u in u koninkryk kom, sal hy aan my dink. En wat sê Jesus? Waar, ek sê vir jou, vandag gaan jy saam met my in die paradys wees. Nou dis 'n pragtige prentjie, né? 'n Mens kan, as jy jou verbeelding 'n bietjie gebruik, dan kan jy hierdie gesprek daar sien en jy kan hom hoor. Maar het jy al die storie verder gevat? Ons mag seker. Mag ek vanmôre? Kom ons vat hierdie kaal man wat hier in die kruis hang. En dan sit hom gou net so kaal daar voor die hemelpoorte. Wat dink julle wat daar gebeur? Kom ons dink so 'n bietjie. Hier staan die kommissie, afgevaardig. En meneer, ons het jou nie verwag nie. Sê ons gou 'n bietjie, is jy 'n protestant of 'n rooms-katholiek? Nee. Nee, ek weet nie. Jy nie aan 'n gemeente behoort nie. Watter gemeente het jy aan behoort? Nee, ek weet nie van 'n gemeente nie. En nou, wag nou so 'n bietjie. Is jy groot gedoop? Of is jy klein gedoop? Ek is glad nie gedoop nie. Sê vir my, het jy al nagmaal gebruik? Ek weet nie. As ek wyn gedrink het, was dit vir 'n ander rede. Wat moet ons nou met hierdie man maak? Miskien het jy gekatkeseer.
Wat weet jy van die drie eenheid? Niks. Nou hoe het jy hier gekom? Die man wat langs my aan die kruis gehang het vir my gesê, ek mag maar kom. Besef jy dit is alrede? Ek en jy sit dalk vanmôre hier so, ons sit met dinge in ons verlede waar ons baie jammer is. En ek wil vir die Here vra, Here, is ek goed genoeg om vanmôre nagmaal te gebruik? Want kyk net wat het ek gedoen. Daar's dalk goed wat jy wegsteek. Ek wil nie sê dalk nie. 99% seker het elkeen van ons iets wat ons wegsteek, wat ons nie wil hê ander mense van ons moet hoor nie. Want dit is die werklikheid. Here, mag ek nagmaal gebruik. En nou wil ek vir jou sê, as jy in jou lewe al die eerste trekkie geneem het, die eerste kruiswoord, Here, vergewe my, en jy kom vanmôre met daai selfde ding na die Here Jesus Christus toe, weet jy wat gaan hy vir jou sê? Hy gaan vir jou sê, waarvan praat jy? So hoekom onthou ek en jy 'n ding wat God vergewe het en vergeet het, en nie meer aan dink nie? Ek weet nie of ons daarvan hou om onsself te martel of onsself af te skiet nie, maar ek weet die bose hou daarvan. En daarom is dit vanmôre 'n oorwinning dat ek hier sit met die wete dat ek skoon gewas word deur die bloed van Jesus Christus. Dit is waaroor die kruis gaan. So die ete is vanmôre is op die huis. Is klaar betaal. Ek mag dit neem en my eie maak. En nou kom ons by my eintlike opdrag vir vanmôre. Ek moes oor die 4de kruiswoord gepreek het. Maar ek hoop julle verstaan. Ek kon nie daar begin nie. Want die 4de kruiswoord is my God, waarom? En as ek my vinger sou druk die kant toe en ek druk op daai man se naam en ek vra vir hom, ken jy daai vraag? Ja. My vraag is net bietjie anders. My God, waarom het u? En daai ene het dit, en daai ene het dit. Ek het dit. Daar's waaroms in my lewe. Weet jy? En ek het nie antwoorde nie. Die Here Jesus Christus het namens ons almal aan die kruis gehang en gesê, waarom? En namens ons almal het hy nie 'n antwoord gekry nie. Want jy sien, daar is vrae in die lewe wat nie antwoorde het op die aarde nie. Wat nie sin gaan maak op die aarde nie. Maar Christus se waarom het nie van hom 'n ongelowige gemaak nie. Want hoor bietjie daar. As iets slegs gebeur het, is mense geneig om van God te skinder en nie met hom te praat. Ek kan nie verstaan dat die Here hierdie goeders in my lewe toelaat nie. Weet jy, ek doen dit en ek doen dat en ek's 'n goeie mens en kan jy glo die Here het my nie beskerm nie. Wat is dit? 'n Skinder. As ek van iemand praat wat ek nie mee praat nie, ek skinder van hom. Die verskil is dit, as ek met God praat. As ek hartseer is, weet julle wat, dit staan in die Bybel. Jeremia sê, Here, u is soos fyn klippertjies tussen my tande, soos 'n beer. Ek is kwaad vir. Klaagliedere van Jeremia 3, lees hom. Gaan lees 'n bietjie die verhaal van Job. Kyk, Job gaan net oor die sin van lyding. En wat ons daarin ontdek is, een antwoord wat ons daarin kry is, en dit is dat slegte dinge gebeur ook met goeie mense. Jesus sonder sonde, slegte ding, hang aan die kruis.
So ek kan nie omdraai en sê, hoekom straf die Here my so nie? Dis nie waar nie. Want dis mos wat ons sê. Hoekom straf die Here my so? As jy dit wil sê, sê dit vir homself. En die boek Job is 'n hele boek wat net gaan oor vra, die sin van lyding wat ons het. Nou, die vraag is nou dit, as dit so is, dat God laat reën oor goeies en slegtes, en God laat slegte dinge gebeur met goeie en slegte mense, waar is dan die verskil? Wat kom maak ek dan hier? Wel, een rede is dit, en dit is dat ons moet nie kerk toe kom, of 'n gelowige wees, omdat ons dink, dan gaan al ons probleme weggaan nie. Nee. Die 4de kruiswoord sê vir ons, as 'n gelowige, moet ek ook verwag, dat dit gaan gebeur. Maar die verskil is dit, hoe hanteer ek my hartseer? Hoe hanteer ek my verlies? Daar is 'n hoofstuk in die Bybel wat ons nie kan weglaat as ons met hierdie kruiswoord besig is nie. En ek lees hom vir jou in Hebreërs 12. Aanmoediging om te volhard. Daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van troon van God ingeneem het. So maar jy sien ons, hier's baie preke hier so hoor, ekskuus, maar kom ons vat net hier en daar 'n ding, dat met Jesus Christus, sy eindpunt was, waar? Aan die regterhand van God die Vader. Waar is my en jou eindpunt? Ook daar. So, ons kry ek swaar, hy sê, ek dink inderdaad aan hom wat so vyandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Julle het nog nie ten bloede toe teenstand gebied in julle stryd teen die sonde nie, en julle het die aansporing nodig wat julle as kinders aanspreek. Julle het dit heeltemal vergeet. My seun, moenie die dissiplinering van die Here gering skat. Dis een verkeerde manier. En moenie moedeloos word. Ek gaan lê as ek bestraf word nie. Want die een vir wie die Here liefhet, tug hy, en hy straf elke seun wat hy aanneem. Ek het gewonder, hoe kan ek daai laaste versie saamvat? En toe kry ek 'n prentjie. Hoekom word 'n lat gebruik? Hoekom gebruik die Here dit? Jy sit in die huis, dit het gereën, en jy hoor 'n gehuil en geskreeu buitekant van jou kinders. Maar jy hoor dit gaan rof daar, en jy hoor ander stemme ook. En toe jy deur die venster kyk, toe sien jy net sulke swart figuurtjies, want hulle is in die modder in 'n rol. En jy kan nie eers behoorlik sien wie is jou kind nie. En wie is die bure se nou nie. Nou wat gaan jy doen? Nou ek weet 'n mens kan 'n tuinslang vat en begin spuit. Maar as jy 'n lat vat en jy looi almal, dan gaan die bure se kinders oor die draad spring. En jou eie kinders sal huis toe kom. En selfs met vuil lyfie en al, op jou skoot, kom sit en huil. Klim vanmôre, met jou lyfie, al is hy vuil, al bloei hy, klim op die Vader se skoot, wanneer jy daai nagmaalbeker vat. Amen.
Ek begryp dat ek eintlik die sin van die nagmaal ook reeds in die preek aangeraak het. Ek wil net vanmôre, wil ek net dit byvoeg. En as julle dit nog nie agtergekom het nie, die nagmaal het 'n spyskaart. En hy sê vir ons, dat in die eerste plek, is die nagmaal 'n geleentheid waar ons onthou alles wat Christus gedoen het. En as dit is wat jy vanmôre wil doen, onthou wat Christus vir my gedoen het, dan is dit wat jy vanmôre gaan eet. Maar miskien het jy iets anders op jou spyskaart. En dit is dit, dat jy voel, dis die gemeenskap van gelowiges. Ek het nodig om vanmôre my medegelowiges te vergewe, omdat die tyd toe ek swaar gekry het, hulle nie daar was vir my nie. Ek het nodig om vanmôre te besef, ek kyk of ek goeie vriende kan kry, maar ek het nog nooit daaraan gedink, vir wie kan ek 'n goeie vriend wees nie. So die gemeenskap van die gelowiges is 'n wonderlike geleentheid. En dan is die derde deel op hierdie spyskaart, is dat dit 'n toewyding is. Dat ek sê, Here, wat U vir my gedoen het, ek wil my aan U toewy. Ek wil vir U leef. Of andersins hou jy van die danksegingsdeel, die puddinggedeelte, die lekkerte, soos wanneer ons sing, lofprysing doen, dankie sê, my dankoffer gee, dankie sê. Maar dan is 'n laaste deel van die spyskaart. Kom Here Jesus, kom gou, sodat ons saam met U in die hemel die nuwe wyn kan drink. Ons sluit net die oë. Vader, seën asseblief ons maaltyd, seën dit soos net wat U Heilige Gees dit vir elkeen van ons persone kan doen. En ons bid Here vir mekaar, dit wat vanmôre hier gebeur, so in ons lewens ingebou sal word, dat ons dit nooit ooit sal vergeet nie. Dankie vir die liefde, vir die sorg, die goedheid, die guns, die genade. Amen. Ek vra dat die persone wat vir my sal help hier met die bediening, terwyl dit uitgedeel word, ons dink net daaraan, dat ons die brood gaan breek, as 'n teken ook van die liggaam van Jesus Christus. Hier is ek met my sondesak en die stofklou aan my klere.
Ja, hier is die lewe en genade vir die kind. En nou wil ons net seker maak, is almal van u bedien met die brood? En is daar iemand wat dalk, hoe sê is al uit per abuis oorgeslaan is met die wyn? Baie dankie. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, en onthou dat Christus gesterf het, vir jou en my sonde. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, onthou en glo met dankbaarheid, dat ons volkome gewas is in sy bloed. Here, vir die grootheid van hierdie oomblik het ons nie genoeg woorde nie. En ons het die ewigheid nodig om dit alles vir U te kan sê. Maar dankie Here dat die Gees dit wat ons hier saam kon gebruik, bevestig. En dat ons hier kan uitloop, elkeen, ek het nuut begin. Ek is nuut gemaak. Ek behoort aan die Here. Dankie daarvoor.